kom ons skryf dit neer en hou besig daar op jou selfoon, tik hom op daarop. Maar baie dankie, welkom julle almal. Dis lekker om julle te sien. En ja, daar's soveel mense wat God nodig het. Glo julle dit? Daar waar jy deur die week beweeg het, dink die mense het God nodig gehad daar. Goed. En het jy die vrymoedigheid gehad om oor Jesus te praat hierdie week? By vreemdes of bekendes? Niemand vrymoedigheid gehad nie? Alright. So, ek gaan nou vanoggend praat, soos ons nou, julle weet die afgelope tyd praat ons om ons dorp rooi te verf, van ons gemeenskap waar ons is. En jy kan ook al sê, hoorie, ons het nou al genoeg van die storie. Julle weet die storie van die predikant wat elke Sondag, ek weet nie, vir 3 jaar dieselfde boodskap gepreek het. Wie dit gehoor? En toe vra hulle, sê, pastoor asseblief, is daar nie miskien nog 'n ander preek nie? Hy sê nie, ek gaan hom aanhou preek tot julle hom doen. En wanneer julle hom doen, dan kan ons verander. So as julle die rooi verf storie hoor tot 2030, dan moet julle weet, julle het nog nie gedoen nie, nee, ek speel soms al lang vir julle genadig wees. So, my boodskap vanoggend gaan eintlik, gee my krag. Nou, ons praat oor om ons wêreld rooi te verf. Chris het laasweek gepraat oor die Heilige Gees, en ek het die vorige Sondag gepraat oor hoe ons lewe moet reflekteer van God se woord na die wêreld toe. Jy weet, ons moet klaarmaak met al hierdie dinge, ons moet die vrugte van die Heilige Gees dra, en sodat mense dit kan sien en beleef. En dan is daar nog baie meer, jy weet, net om ons lewe te leef, bring ons die, hy sê in Filippense 1:27, laat julle deur julle hele lewenswandel die evangelie van Christus verkondig, né? So deur jou lewenswandel. Dit beteken nie, ek wil amper sê, jy moenie dinge begin vir die Here doen, voordat mense iets in julle lewe, die vrug in jou lewe kan sien nie, né? Ek lees hierdie week iets van jou privaat lewe is die wortel van jou lewe, en die vrug is die publiek, jy weet, in die private lewe groei jy in jou wortels, maar in jou publiek sien hulle net die vrug raak, né? So ook, iemand eendag gesê, maar ek is 'n getuie, dan sê ek, okay, ek wil net gou met jou kinders en jou bediene by die huiswerk en sommer jou tuinman, dan hoor ek, hoe vrugte dra jy, né? So, dit is eintlik 'n moeilike situasie, né? Ek moet net nie nou kom nie, weet, laat ek eers hulle gaan voorberei, om net sê wat hulle moet sê, né? So ons wil ons hele wêreld rooi verf, maar ek voel die Here wil ons oplig en mobiliseer. En miskien as jy daarby is jy betrokke en jy is besig om dinge te doen in die gemeenskap en waar die Here jou plaas, is jy besig om te doen, maar baie keer sit ons en ons dink, Here, maar ek het so begeerd om iets te doen, maar ek het net nie die krag nie. Ek voel nie gemobiliseer nie, ek voel nie, ek kan in die gang kom nie. Wie het so gevoel al? Okay? Hier's 'n geleentheid, maar jy dink, wat 'n geleentheid om iemand nou na die Here toe te lei, of iemand vertel van die Here, of iemand te bid, en dan dink jy, maar ek het nie die moed nie. En eerstlik begin die duiwel jou vir alles vertel wat jy al in jou verlede gedoen het. Wie dit al gevoel? Jy weet, of nie net laas jaar of 10 jaar terug, maar wat sommer eergister gebeur het, jy weet, toe jy met jou vrou so lelik gepraat, of jou vrou met jou lelik gepraat het, so, nou ek gaan vanoggend net so 'n bietjie praat oor, ek gaan so voorbeelde uithaal van mense wat onvrymoedig was, ouens wat nie geweet het hoe om te praat nie, ouens wat gedink het, ek is te jonk en al daai goeters, en dan op die eind van dag, wat het ek en jy nodig om uit te beweeg, om gemobiliseer te raak, om nie net elke Sondag hier te kom sit en sê, maar hier is eintlik 'n celebration, vir dit wat God hierdie week deur my en jou gewerk het. Dus ek sê, ons kom by 'n celebration by mekaar, ons hoor woord, dan gaan ons na 'n selgroep toe, of 'n klein groep toe, of 'n omgegroep, en dan oefen ons daar, jy weet, sekere goeters. En dan kom ons by 'n plek waar ons by die gemeenskap uitkom, en ons sê, nou gaan ons dit oefen, en uitleef wat ons geoefen het. Is dit reg? Okay, wie het die afgelope week iemand na Jesus toe gelei? Net so 'n week, sê jy geleentheid gehad. Ek het nie geleentheid gehad nie, maar wie het geleentheid gehad? Die laaste maand? Jaar? 10 jaar? Okay. En ek gaan vir julle nou verras vanmôre, om te dink, dis waarvoor die Here ons geroep het. As jy dink jou werk is daar om geld te maak, of om jou te voorsien vir jou ou dag, maak jy 'n groot fout. Die Here het jou geroep, baie meer is dit. Baie meer. So, kom ons maak ons Bybels oop, Matteus 28, ek weet julle ken nog nie die versie nie, daarom gaan ons hom weer lees. So, Jesus het nader gestaan, Matteus 28 vers 19,
Hy sê, Jesus het nader staan, God het aan al die mag gegee wat daar is, niemand is magtiger as ek nie. En ek wil hê julle moet iets vir my doen, die wêreld is nou julle sendingveld. Nou dis die opdrag wat Jesus net voor hy gaan, sê, weet as oupa en ouma nou net voor hulle dood gaan, dan skryf hulle net gou, hoorie my kind, ek wil net gou vir julle ietsie skryf, met kleinkinders elkeen ietsie skryf. Daai woorde hou jy ons nou vas, nee, ons weet ons hoe gaan dit word amper jou lewensmissie, wat oupa en ouma of pa en ma geskryf het, net voor hulle gesterf het. Ek wil hê julle moet iets vir julle doen. Jesus net voor hy vertrek, sê hy vir hulle dit, die wêreld is julle sendingveld, gaan oral na almal toe, en daag hulle uit om my sonder enige voorwaarde of verskoning te volg, om my disippels te wees. Jy weet, hoeveel ouens het jy miskien al gekom en gesê, wil jy Jesus deel maak van jou lewe, en sê, weet jy wat, ek het nog baie ding om te doen, ek is jonk, en ek wil die lewe nog eers geniet, en as ek nou regtig in die moeilikheid is, of bietjie ouer is, dan sal ek begin dink om die Here te dien. Wie het dit al gehoor? Ek het dit al gehoor, en dan dink jy ook, maar ek is net nou niks lus om nou die Here te dien nie. Ou sit daar in rye, in die kerk, en dan moet jy sing, en dan moet jy geld ook gee, jy weet so, voel hy nie, wacht nou, ek wil eers my lewe geniet. Maar dis waarvoor die woord sê, hy sê, ons moet hulle gaan disipel. As jy bereid is om hulle met hulle hele lewe te volg, moet jy hulle doop, op gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, so sal hulle julle inlyf om deel van God se familie te wees. Maar dan is julle nog nie klaar nie, leer hulle en lei hulle dan in alles wat ek julle geleer het. Vertel hulle hoe belangrik dit is om my te gehoorsaam te wees, en te doen wat ek vra. Ja, al wat jy vir ou sê, man, al wat jy moet doen, doen net dit wat ek van God, wat God vir my gesê het gedoen. Wees net soveel gehoorsaam as wat ek gehoorsaam is. Nou hoe gehoorsaam moet ek wees? Wat het Jesus my voorgeroep? Wat het God, hoekom het hy my gemaak? Hoekom het hy vir ons gesterf? Want hy sê, maar ek wil hê julle moet doen wat ek wil hê julle moet doen. Wees net gehoorsaam. Hy sê, vertel hoe belangrik dit is om my te gehoorsaam te wees, en te doen wat ek vra, sê Jesus. En wees verseker, ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Halleluja. Wie het alleen gevoel, dink jy, ek is nou nie alleen nie, waar is Chris of iemand net hier by my, jy weet, laat ons sê, hierdie ou vra soveel vrae, en ek weet nou nie, maar hy sê, julle hoef nie te worry nie, julle gaan nie alleen wees nie, hoor wat sê, elke dag tot by die wederkom, sal ek self by julle wees. Hoe? Waar is Jesus? Hy is dan nou nie hier nie, maar deur sy Heilige Gees. Hy sê, ek sal elke oomblik by julle wees. So die oomblik wanneer ek by 'n plek instap, of ek praat met mense, dan besef ek is nie alleen nie. Ek praat met vrymoedigheid. Nou, ek wil nou nie, ek het nou 4 preke, lyk my alleen met die preek, nee. Hy sê, God het 'n opdrag en doel, ons voer dit uit in gehoorsaam. Nou, hy sê, van die Ou Testament af het God die mens om 'n spesifieke opdrag uit te voer. Elkeen van ons wat hier so sit net jou hand so teen jou bors, en sê, ek het 'n skepingsdoel. Dit beteken, jy is geskep met 'n doel. Wie glo dit nie? Laat ek gou sien. Ek het 'n skepingsdoel. God het my spesifiek beplan voor die grondlegging van die aarde, het hy gesê, ek gaan 'n vir Leonet maak, ek gaan vir Willie maak, ek gaan elkeen, want hy en sy het 'n spesifieke doel, dis hoekom ek gemaak, in die jaar 2024 gaan hulle hierdie tyd hier wees, en dis hoekom ek wil hê hulle moet hier wees. Ek het hom nie laat maak hier in die 1300s nie. Ek sê, wie is bly, hy is nie in die 1300s gebore nie. Alright, God het ons spesifiek nou hier geplaas vir 'n spesifieke doel. En weet julle wat is die grootste frustrasie wat jy kan beleef? Wanneer jy nie weet wat is jou doel op hierdie aarde nie. En ek sê altyd, onbenutte potensiaal is die grootste frustrasie wat jy kan beleef. Frustrasie is gelyk aan onbenutte potensiaal. Dis hoekom mense begin beklei in kerke en jy weet, in mense en families, want hoekom? Ons is nie besig met ons skepingsdoel nie. Ons moet besig wees, as jy besig met jou skepingsdoel, dan wonder jy nie, is die drade nou gelyk op hierdie verhoog gewees, of wat is nou nie lekker nie, daai stoel het nou nie in ry gestaan, nee, jy is so besig met dit wat God wil hê jy moet doen, nee. Goed, kom ons kyk gou Josua 1, hier kom Josua en God sê vir hulle, julle het nou uit Egipte uitgetrek, Moses is nou dood, en ek wil hê jy moet nou vorentoe gaan, jy moet nou in die beloofde land ingaan, dit is my doel met jou lewe, ek wil hê jy moet my volk laat trek in die beloofde land. Goed, nou sê, nou is Josua ook nog nie so lekker nie, en God gee vir hom hierdie woorde, vers 7, Josua 1 vers 7, wees sterk, vertrou my met jou, in jou alles, hy sê, vertrou my met alles in jou, maak seker dat jy al die wette nakom wat Moses vir jou gegee het, gehoorsaam self die kleinste voorskrifte, dan sal jy suksesvol wees in alles wat jy aanpak.
Wat is die woorde daar? Hy sê, luister mooi na my woord. Kyk tot dieselfde fynste detail. Dan sê, onthou, ek sal self vir hierdie opdrag te gee, wees sterk en vertrou my met alles in jou. Nou goed, ek wil net gou sê, hy sê, wees gehoorsaam in die fynste detail. Nou dis waaroor vanoggend die prentjie ook daar gewees het, is die skietlood, en ek moes eintlik nou vandag hier 'n waterpas gehad het, ek wou nie gehad het, ek hom vergeet, maar wie weet hoe bou 'n ou? Ek wil nou vir iemand die bouers vra. Jy bou, om reguit te bou jy met 'n waterpas, en die ou dae het hulle met 'n skietlood gebou, hulle het so 'n gewig aan 'n tou gehang, en dan hang hulle hom so langs die muur, en kyk hulle of die muur reguit is. As hy nie reguit is, breek hom af, en begin hulle weer van voor af. Weet julle hom? Nou dit beteken, as daai skietlood of as die waterpas, weet al met 'n waterpas gebou wat die babbeltjie nie lekker is nie, né? Jy weet, is so 'n ding met 'n babbeltjie, né? So in elk geval, as jy weer sien, dan sien maar hierdie muur is heeltemal skeef. Nou net om hier so, hy sê, as jy hierdie dinge doen wat ek vir jou gee, wat volgens my voorskrifte, my woord is, sal jy suksesvol, jy sal nie suksesvol, jy sal dit goed gaan met jou, né? Nou wat gebeur is, ek luister die week, praat Jan met my, en ons het so, hy sê, papa, ons is daar by 'n voorhuwelikse seminar, en hulle was deel van die span, ek is nou verloof, wat nou, en wat ook al, hy sê, hulle sit in 'n groep van so 4 ouens, en 4 koppels, en dan vertel elke hoe hulle mekaar ontmoet, en wat ook al, op die einde van die dag kom een koppel, en sê, nee wat, ons bly saam, en wat 'n voorreg om saam te bly voor die huwelik en so aan, en hy sê, papa, en ek wil vir hom sê, shut up, jy weet, want jy sien, ons het ons nou die waterpas nou bietjie skuins begin laat loop, jy weet, ons bou dit, lyk al reg, pa het dit gedoen, ma en pa het dit al gedoen, oupa en ouma het ook al so bietjie saam, jy weet, en ons bou so, en begin so skeef te bou. Die manier hoe ons besigheid doen, hoe ons dink in elk geval, wat ons in ons land, ek dink hierdie week daaraan, ons het Vrydag oor gepraat, as jy moet gaan kies, wat se party jy moet gaan kies, gaan kyk, vat net jou skietlood van die woord, en van die woord is ons skietlood, en kyk net gou wat is nie in lyn nie. En as jy sien, is jy so lekker lyn nie, vat nie die skietlood, trek hom net so bietjie, nee. Hou die skietlood net teenoor iets. As jy wil weet wat God se plan in die lewe is, trek net die skietlood. Maak nie saak hoe jy besigheid doen, hoe jy jou huwelik hanteer, hoe jy kinders opvoed. Gaan kyk na die skietlood. Die woord is die skietlood in ons lewe. En dis hoekom hy sê volgens dit handel. Hy sê, maak seker dat jy al die wette nakom wat Moses gegee het. Gehoorsaam self die kleinste voorskrifte, dan sal jy suksesvol wees in alles wat jy aanpak. Dank die Here, ons is in die Ou Testament nie. Ons is in die Nuwe Testament, maar ons moet nog steeds ontdek wat Jesus is. Hy is nou die skietlood in ons lewe. What will Jesus do? Ons vra nie die vraag, hoe sal Jesus hierdie ding hanteer? Ag, Jesus sal so af en toe dan ook daar iemand bly, jy weet, so sonder om getroud te wees, of bietjie daar dit, en daar bietjie ietsie onder die tafel betaal. Sal hy dit doen? Nee. En as kom ons by 'n plek, en ons het dit al so veroorsaak in ons lewe, dat ons nou dit, daar's nie eens meer 'n gewete nie. Druk ons so uit. Vers 8 sê, julle moet hierdie wetboek van vroeg tot laat lees, elke dag, van vroeg tot laat. Hy sê, hierdie wetboek mag net jou wetboek. Dink dag en nag daaroor, en maak seker dat jy alles doen wat jy daarin geskryf staan. Dan sal dit met jou goed gaan, dan sal jy sukses behaal. Onthou dat ek self julle die opdrag gee. Wees sterk en vertrou my met alles in jou. Moenie vir iets of iemand skrik of bang wees nie, want ek, die Here, jou God is by jou waar jy ook al gaan. Here, ek weet nie, ek moet in hierdie wêreld ingaan, en ek moet mense vertel van u, en ek moet vir mense bid, en ek moet mense help met hulle huwelike, en ek moet, Here, ek weet nie hoe nie. Die Here sê, wees sterk en volmoed, ek is met jou. Gee dit julle moed? Of was dit net vir Joshua gewees? Goed, sit jou naam daar en sê, Jan, Koos, Piet, die Here sê, wees nie bevrees nie, ek is met jou. Elkeen, maar waar jy jouself bevind. En dit is God wat my kwalifiseer. Hoor net gou, sy teenwoordigheid maak my bewus van afhanklikheid van hom en die grootheid van wie God is. Sy teenwoordigheid maak my bewus van my afhanklikheid van hom en die grootheid van wie God is. Nou van wie praat ek hier? Kyk in Jesaja 6. Nou net so vinnig, Jesaja sê in die sterfjaar van die koning Usia, jy weet, het ek die Here gesien sit op 'n hoë verhewe troon. Nou dis nou Jesaja wat 'n profeet was, en hy het 'n beeld begin sien, en hy sê, en ek sien hoe die Here sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Nou, dit beteken nou nie, dit beteken
sy hele wese, sy teenwoordigheid is besig om my lewe in te val. Hy sê, Seras het bo hom gestaan, elke met 6 vlerke, en dan het hy gesê wat hulle gedoen het, vers 3 sê, en die ene die ander toegeroep en sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Sê saam met my, heilig, heilig is die Here. Heilig, heilig, heilig is die Here. Dit is vir ons eintlik baie keer moeilik. As ek nie weet wie God is, en sy teenwoordigheid is besig om nie tussen ons in te beweeg, en spesifiek in jou lewe nie, gaan ek nie besef hoe heilig God is nie. Elke keer as iemand bewus van God se teenwoordigheid betrokke in sy betrokkenheid of sy teenwoordigheid gekom het, het daar iets spesifiek begin gebeur in sy lewe. Hy sê, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelpost het gebewe van geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore. Hoor Jesaja, hy sê, wee my, jete ouens, ek is verlore. Die oomblik toe hy in God se teenwoordigheid kom, toe voel hy net verlore. Hy voel hy's dit nie waardig nie. Goed, en ons het al gesien wat herlewings, dan kom ouens en God se teenwoordigheid begin manifesteer, en al wat mense sê, ek kan eintlik nie hier wees nie, dan val ouens om in die teenwoordigheid van die Here. Hoekom val mense om? Hulle ervaar iets bonatuurliks wat hulle nog nooit ervaar het nie. Want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Hy besef toe, ek is nie alleen nie, ek is onrein van lippe, maar die volk waarna ons praat, as ek luister hoe ons praat, hoe negatief oor die land, en hoe negatief oor dit, en die ekonomie, en al die goede, hy sê, Here, begin by my, ek is verlore, ek is onrein van lippe, ek leef onder 'n volk van onrein van lippe. As jy so tussen gesprekke bietjie luister, daar waar jy elke dag bekom, en jy hoor, sit jy by jou oor, luister dit baie mooi, luister tussen die lyne wat mense praat, dan kom jy agter, mense is besig om hulle woorde te spreek wat nie van God is nie. Stem julle saam? Jy begin hoor hoe mense praat. Ek luister gister nooit dag, luister ek 'n ou wat 'n gesprek voer, hy loop soms so in die mall, maar sy kindertjies loop hier. Maar hy vloek so. Ek dog, waar trek hy kinders oor 'n jaar of 4 of so? Hulle gaan dink dis normaal. Dan sê die woord daar, laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, altyd 'n woord van stigting en opbouing. Nee, maar almal praat so. Hy sê, nou, die kom Jesaja, hy sê, Here, ek praat ook so, en ek hoor, ek woon onder 'n volk wat so praat. Hy sê, maar een van die Seras het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool. 4 warm rooi kool. Hy sê, in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Mag ek en jy in 'n plek kom, wat ek God se teenwoordigheid so beleef, dat ek sê, Here, ek is verlore. Here, en alhoewel ek het nou Jesus aangeneem, maar daar kom 'n plek wat ek besef, hoe praat ek? My sielsdimensie is nog glad nie in lyn wat in my gees is nie. Jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarom hoor ek die stem van die Here wat vir my sê, wie sal ek stuur? Ewe skielik kom God toe hom aanraak, toe sê, Jesaja, wie sal ek stuur? Kobus, wie sal ek stuur? Hy's aangeraak. Hoor wat sê hy? Die oomblik hy het gesê, Here, ek is verlore, en die oomblik toe God hom aanraak. Hoor wat sy volgende woorde, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Wie sal vir ons die evangelie? Wie sal vir ons uitheen gaan en disippels maak? Wie? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Ek wil jou sê, die Here wil hê jy moet betrokke wees in elke situasie in hierdie plek, in die dorp en gemeenskappe. Is dit nou rolbal, tennis, rugby, maak nie saak nie. God wil hê jy moet betrokke daar wees. Maar hy wil hê jy moet 'n verskil maak. Hy wil jy moet nie instap en dink ek is alleen nie, so nie. Jy stap met God se gees saam met jou daarin. En sê, Here, al leef ek net my lewe, sodat mense kan sien wie U is. Hulle moet vir jou sê, dan maar oulike ou hierdie hoor. Gou Chris, as hy daar aankom, dit is allemaal smart ou, jy kan sien as jy kan, nee. Hulle moet meer bewus word van God se teenwoordigheid as ooit tevore. Toe antwoord ek, stuur my. Die openbaring van wie God is, bepaal die manier hoe ek hom sal aanbid. Die openbaring van wie God is, bepaal die manier hoe ek hom aanbid. Ek wil jou sê, Jesaja, toe hy ervaar God se heerlikheid en die engele en God se soom wat so in die teenwoordigheid in die tempel inbeweeg, sê ek vir jou, hy kon nie anderster is om sy gesig te val en God te begin aanbid nie. Ware bewustheid van God se grootheid maak my totaal gehoorsaam. Hoekom is ek nie gehoorsaam baie keer nie?
Ek is nie bewus van God se teenwoordigheid nie. Ware bewustheid van God se grootheid maak my totaal gehoorsaam. Hier kom nog ou Jeremia, hy sê, hoe kan God my gebruik? God roep jou om enige situasie bekragtig te word, hang af van jou wat jou behoefte is. So God kom nie en sê, hoorie, ek wil jy moet na in die hospitaal, want jy sê in die hospitaal nie, nou moet jy, nee, die Here wil jou gebruik waar jy is, en hy wil jou gebruik volgens die behoefte wat op die oomblik daar is. Jy stap in 'n plek in en iemand het die huweliksprobleme, en jy en jou vrou is daar, en hulle begin te praat, en weet jy, die Here toerus my toe vir hierdie situasie. Hier kom iemand en hy siek, jy weet, die Here rus my toe om nou vir hierdie ou te bid. En nou kom iemand en hy soek 'n profetiese woord. Nou tree jy profeties op. God gee vir jou in jou situasie, rus hy jou toe met die krag van die Heilige Gees. Sê saam met my, gee my net krag. Wie het al daai woorde gehoor? Gee my net krag. Dit klink my soos iemand wat al 4 of 5 kindertjies het en hulle almal snotneusies. Nee, dan vra die vrou, gee my net krag. Dit gaan nou nie daaroor nie. Dit gaan oor die krag van die Heilige Gees. Hy sê, die Here roep Jeremia om 'n profeet te wees. Vers 4, hy sê, Jeremia 1 vers 4, hy sê, die Here het vir my gesê, ek ken jou van altyd af. Weet julle wat die Here vir jou van altyd af ken? Hy het jou nog nooit vergeet nie. Toe antwoord hy sê, en ek het geantwoord, nee Here, ek het nie gepraat nie. En ek is gans te jonk vir hierdie belangrike taak, maar die Here het vir my geantwoord, moenie sê jy's jonk nie, moenie sê jy's jonk in die gees nie, nee, ek moet nog eers so 3 of 4 jaar gementor word, of dit, nee, God sê, ek wil jou sommer nou gebruik, maar die Here het vir my geantwoord, moenie sê jy's jonk nie, jy moet na die mense toe gaan, na wie ek jou sal stuur, en vir hulle die my boodskap gee. Vir wie gee daai boodskap vanoggend? Vir elkeen van ons. Hy sê, ek wil hê jy moet na mense toe gaan, ek sal jou stuur, ek gaan jou nie alleen los nie, moenie sê jy's jonk nie, moenie sê, ek kan nie eintlik praat nie. Hy sê vers 8, jy moet nie ook vir hulle bang wees nie, ek beloof jou, ek sal by jou wees en jou beskerm. Toe het my gevoel of die Here vir my aan sy hand aan my mond raak, en hy het vir my gesê, ek sit woorde wat jy nodig het in jou mond. Sê saam met my, halleluja. Ek doen dit nie alleen nie. Die Heilige Gees is saam met my, hy sê die woorde wat ek wil hê jy moet spreek, sit ek in jou mond. Ek sit dit in jou mond. Vers 10 sê, ek gee jou vandag af die mag en invloed oor al die nasies en regering. Hy sê, van voor geboorte af het ek jou gekies en aangestel om namens my met die nasies van die wêreld te praat. Nou my vraag is vanoggend, wat is jou skepingsdoel? Waar wil God jou gebruik? Jy moan so om by daai werk weg te gaan, maar jy hou nie meer daarvan. Ek vra, hoeveel mense het jy al na die Here toe gelei? Het jy klaar gedoen wat God gehad het jy moet daar doen? En as jy dit klaar gedoen het, dan gaan jy na hand voel, nee, ek wil nie meer weggaan nie, want nou dien die Here, ouens die Here dien, mense dien die Here daar, en hulle is opgewonde, en dan dink ek, joh, nou raak die plek lekker, jy weet. Nee, die Here plaas ons spesifiek op plekke, om mense en sy boodskap oor te dra. En dan praat ek nie net om te praat of te preek nie, om daar te wees, om uiting te gee. As daar mense wat siek is, dan bid jy vir hulle. As daar mense wat behoeftes het in kinderopvoeding, dan gee jy dit vir hulle. En jy praat met hulle oor hierdie goeders. Nou, hoe bemagtig God my? Sagaria 4 vers 6, toe begin hy met my verduidelik, die Here wil vir Serubabel sê, jy sal nie suksesvol wees deur die militêre mag te gebruik nie. Partykeer voel ons vir hierdie land opskiet, jy weet, sê die Here, nee, deur krag of geweld nie deur militêre toerusting nie. Hy sê, hoor wat sê hy, dit sal julle ook nie help om julle eie krag staat te maak nie. Dit is die Gees van die Here wat vir jou sukses gee. Dit is wat die Here sê, nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees, spreek die Here. En hier sit mense vanoggend hier so, jy het jou lankal gediskwalifiseer. Jy het jou lankal gediskwalifiseer. Jy voel, jy is dit nie werd nie. Jy voel, ek kan dit eintlik nie doen nie. Daar's ouens wat eintlik baie hoër geestelik as ek is. Die Here sê, ek wil jou gebruik presies net daar waar jy is. En as jy week begin so, dan sê Here, ek is nou 'n spouse. By wie wil hy ek moet hierdie week uitkom? En dan begin die Here vir jou geleenthede gee, bou verhouding en mense word na die Here toe. Hy sê, geen probleem of struikelblok sal in jou pad staan nie, al voel dit soos 'n berg wat teen jou staan, dit sal gelyk gemaak word soos 'n plat vlakte. Hoor wat sê Handeling 1, nou kom ons terug na die ding wat Chris verlede week ook gepraat, Handeling 1 vers 8, hy sê, wanneer sal Jesus weer sy koninkryk herstel? Nou kom die Jode, hulle sê, Here, wanneer sal U ons land weer, wanneer sal ons weer soos die ou Suid-Afrika kan wees? Weet dit al? Jy weet? Ek het vir julle goeie nuus, dit gaan nooit weer gebeur nie. Jesus sê dieselfde ding, Jode sit presies in dieselfde ding, en sê, Here, hierdie klomp Romeine, hier oor ons is nou moeg vir hulle. Wanneer gaan U koninkryk nou hierso
Sê nee, julle hoef nie van die tye en goeders te weet nie. Hoor net, hy sê vers 6, die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan een hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig. Vers 7, en hy antwoord, dit kom julle nie toe om die tye of geleentheid te weet, wat die Vader sy eie mag bepaal het nie. Vers 8 sê, maar, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Here, politiek, is dit politiek? Nee. Ek het 'n doel, gaan julle maak disippels. En hy sê, but you shall receive power, ability, efficiency and might, when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witness in Jerusalem, Nuistroom, Warmbad, Waterberggebied, Limpopo, Suid-Afrika, dis my eie vertaling, né? Of the earth. Dit is wanneer sy krag van die Heilige Gees op my kom, dan gebeur hierdie volgende dinge. Wanneer die krag van die Heilige Gees op my kom, hy sê, julle sal krag ontvang. Sê saam met my, gee my krag. Gee my krag. Wie soek daai krag? Laat ek 'n getuie kan wees, waar ek beweeg. Maak nie saak wat in die land gebeur nie. Man, die Here gebruik my, want ek sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor my kom. Wie het al gekom by ouens, dan kom jy, dan sien jy hier's 'n behoefte, dan voel jy, ek sien net nie kans nie. En dan kom die krag van die Heilige Gees oor jou, en dan het jy eweslik vrymoedigheid. Dan doen jy dit. Handelinge 2, kyk gou saam met Handelinge 2, vers 1. Dis kom oor die uitstorting van die Heilige Gees. En die dag van die Pinksterfees aangebreek het. So tussen hakies, weet julle is vandag Pinksterdag? Okay? En weet jy wat, ons het bevoorreg om nie net elke een keer 'n jaar Pinksterfees te beleef, ons kan dit sommer elke dag beleef. Ons leef in Nuwe Testament. Dit is die eerste keer dat uitgestuur is. Nou, hy sê, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n weldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Dink jy net, Jesaja, daar kom 'n koel van vuur, hier praat die Heilige Gees, praat hulle van die Heilige Gees van 'n vuur, wat op hulle kom sit het. Hy sê, en hulle self verdeel op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale. Nee man, waar is die Bybel? Ek wil eintlik nou 'n Bybel hê, ek wil eintlik daai stuk uitskeer. Eendag op 'n kamp gewees, dan skeer jy al die goeder so uit. Sê nee, dit is nou nie toepassing vir ons nie. Skeer hom uit. Jy weet, dan begin ons al die goed so uitskeer. Dan is die Bybel net so dun, soos ons hom wil hê. Jy weet, so, nee, ons lees die hele Bybel. En almal is vervul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. Almal hoor die goeie nuus in hulle eie taal. Vers 5. Gedurende die feestyd was daar baie Joodse pelgrims wat oor die hele wêreld was en uit Jerusalem was. Hulle het ook die geweldige geluid gehoor en dadelik na die gebou toe gehardloop waar hulle gelowiges by mekaar was. Hulle was stom geslaan toe hulle daar aangekom het en hoor hoe die gelowiges in verskillende tale praat. En hulle vra, hoe kan dit wees? Het hulle vir mekaar gevra. Nou kom vers 14, Petrus praat oor die Heilige Gees. Vers 14, saam met die 11 en ander apostels het Petrus van die skare bedui om stil te bly. Toe sê hy vir hulle, vriende, mede-Jode en inwoners van Jerusalem, luister nou mooi na my. Man, die man het nou net 'n paar weke terug het hy Jesus verloon. Die kraai het gekraai en alles en so aan, en hy het gesê, nee, ek ken hom nie. Maar toe het die Heilige Gees gekom. Wat gebeur? Toe staan hy op, hy sê, luister hier. Laat ek julle nou verduidelik. Ek sal julle verduidelik. Hy sê, vers 15, hierdie mense is nie dronk soos party van julle dink nie. Dan is dit nou eers die 9de uur, is nou eers 9 uur die oggend. En julle dink hierdie ouens is gesyp. Nee, hulle is vol van die Heilige Gees. Dis ook die woord sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word deur die Gees vervul. Hierdie mense is nie dronk nie, maar God het hom weer, vers 24, maar God het hom weer lewendig gemaak. Hy het al die bande van die dood van Jesus afgegooi. Nou preek hy vir hulle. Hy sê, luister, die man, Jesus is gekruis, hy het opgestaan uit die dood. Hy is opgevaar en dis die Jesus wat ons van praat. Vers 33, daarna het God hulle die heel belangrikste plek in die hemel aan hom gegee. Toe Jesus daar aankom, het hy die Heilige Gees by die Vader ontvang, soos God hom beloof het. Daarna het Jesus die Heilige Gees na ons toe gestuur. Halleluja! Hy het die Heilige Gees na ons toe gestuur. Hy het die krag wat ons nodig het, hy na ons toe gestuur. En dit kan julle nou met julle eie oë sien en met julle eie ore hoor. Vers 36, almal in Israel moet vandag een ding besef. Hierdie Jesus wat julle aan die kruis vasgespijker het, nou deur God as die Here aan die Messias aangestel. Hy heers nou oor almal in die hemel en op aarde. Net hy kan ons red. Hoe kom 'n mens by die Here uit? Vers 37, die skare wat met Petrus gestaan en geluister het sy woorde diep geraak. Sê asseblief vir ons wat ons nou moet doen. Hoe kan ons die saak tussen ons en God regmaak? Die oomblik as jy die krag van die Heilige Gees het, jy begin mense praat, en sê jy, voor jy verder praat, ek wil weet, hoe kan God deel van my lewe word?
En ek wil sê, jou frustrasie gaan net erger en erger word as jy nie doen wat God vir jou gestuur het om te doen, voor hy jou beplan het voor die grondlegging van die aarde nie. Hy het jou reeds beplan om iets spesifiek te doen elke dag. En jy gaan net die vervulling beleef wanneer jy daarin begin funksioneer. Hoe kan ons die saak tussen God en ons en God regmaak? Het die apostels gevra. Vers 38, laat staan dadelik julle sondes, kom terug na God toe, het Petrus geantwoord. Nadat julle gedoop in die naam van Christus, God sal julle sonde dan vergewe, julle sal ook die Heilige Gees ontvang. Hierdie groot hemels geskenk is bedoel vir elkeen van julle, en ook vir julle kinders, ja self vir al die ander mense wat op die oomblik nog ver van God af lewe. Daai ou wat nog die Here ken nie, die geskenk, wag vir hom. As hy oomblik by die Here uitkom, gaan hy ook die Heilige Gees kan kry. Binnekort sal hulle ook vir hom hoor en van hom hoor en deur God nader geroep word. Vers 41, en na Petrus se woorde het 'n getal van 3000 mense tot bekering gekom. Het julle daai verwagting? As elkeen van ons net nou soos ons hier sit, net 10 ouens na die Here lei, hoeveel mense gaan hier wees? 2000. Net so. Van toe af het hulle die nuwe gelowiges gereeld by mekaar gekom om te hoor wat die apostels leer. Hulle het 'n splinternuwe verhouding met God en mekaar gestaan. Hulle het ook gereeld saam geëet, saam gebid. So hulle het geluister, hulle het gegroei. Dis hoekom 'n gemeente, 'n local church daar is om op 'n plek te kom waar jy toegerus kan word, waar jy kan uitgaan en uitgestuur word. Dan gaan kry jy weer daar en dan kom hy weer terug. En jy leer weer en jy leer saam met hom en jy disipel hom en dis net, daar's interaksie. En ons kom op 'n Sondag by mekaar en ons kom celebrate vir dit wat God gedoen het. Nie van, ja, laat ons maar Sondag weer kerk toe gaan. Nee, ek is opgewonde. Jy sal nie glo nie, 3 ouens hulle hart vir die Here gee. Ek het vir 4 ouens gebid, hulle is gesond gemaak. Hoor, kom julle gou vorentoe, kom staan jy gou, net vir jou. En ons begin die Here net te loof en te prys. Begin hande te klap, begin opgewonde te raak. Sê saam met my, gee my krag. Ek maak nou klaar. Hy sê God se woord en God en die Heilige Gees. Ons kort God se woord en die Heilige Gees. Ons moet nougeset wandel volgens die woord. Hy sê as jy nougeset wandel van dit wat hy jou sê, sal ek jou in die beloofde land invat. Amen. So met ander woorde, ons het die woord van God nodig. Dis ons waterpas, ons plumline, ons skietlood in die lewe en ons het die woord, maar ons het ook die Heilige Gees nodig sodat ons dit met vrymoedigheid kan spreek. Handelinge 4 vers 13, toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien. Wie wil graag vrymoedig wees? Om die evangelie te bring. Wat het gebeur om my vrymoedigheid te kry? Deur die Heilige Gees. Toe hulle die Heilige Gees kry, toe praat hulle met vrymoedigheid. Toe sê Petrus nie net, nee, ek ken hom nie. Nee, sorry. Nee, daai kerkstorie. Nee, ag, die Here, nee, ag, jy weet, ons is nie eintlik praat nie eintlik godsdienst nie. Jy weet, ons begin ons so te praat. Maar die volk van die Heilige Gees, kan jy nie wag om met iemand te praat nie. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Kan mense vandag vir jou sê, as jy nou kyk, daar ou kyk, nee, kan jy weet, hy loop saam met Jesus die pad. Dis wat God se hart vir ons is, nee. En omdat die man wat genees was by hulle gestaan het, kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle is aangekla ook. En nou vers 29, hy sê, en nou Here, let op die dreigemente en gee aan ons diensknegte om met vrymoedigheid u woord te spreek. Vers 30, deurdat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders. Wie wil tekens en wonders doen? Wie wil dit doen? Ok. Wie het dit gedoen hierdie week? Nog nie? Wat kort ons? Gee my krag. Die Heilige Gees krag. Dis al wat ons nodig het. En ek wil sê, godsdiens het die Heilige Gees krag binne ons kom doodmaak. Want as ons net die dominee, pastoor en daai ouens daarbo, hulle kan doen. Nee, dis godsdiens daai. Deurdat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders, deur die naam van die Heilige Kind Jesus te plaasvind. Vers 31. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. 2 dinge. Hulle is gevul met die Heilige Gees. Wat is die resultaat? Hulle het met vrymoedigheid die evangelie van Jesus begin praat. Kan julle dink, ons gaan nou bid en hier kom 'n rukwind en ons begin almal in tale bid en ons hardloop hier uit met soveel vrymoedigheid om die evangelie van Jesus te gaan verkondig, want ek het 'n ontmoeting met God gehad soos Jesaja gehad het. Wie is lus vir dit? En wie wil hardloop? Wie wil weghardloop?
Handelinge 10, laaste 4 verse, hy sê, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, hy het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. Is jou hart oop? Is jou hart reg om te ontvang? Vers 45, en die gelowiges uit die besnydenis, dis nou al die Jode, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas, dat die gawe van die Heilige Gees ook, sê ek, op al die nasies, hy sê, ook op die heidene uitgestort is, dis ek en jy. Ons het dit ook die toegang, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Amen. Mag ek en jy vandag in God se teenwoordigheid in beweeg, maar laat ons nie onveranderd sal uitgaan nie, maar laat ons vol van die Heilige Gees sal wees, en met vrymoedigheid, die evangelie, die koninkryk, nie net gaan praat nie, maar gaan uitleef. Amen. Kom ons staan, ons maak ons oë toe, kom ons staan, en dan maak ons oë toe. En ek wil wil ek vra dat jy vanoggend net 'n geloofstap sal maak. So niks snaaks maak nie. Ons vra net vir Heilige Gees om te lei. As jy 'n begeerte het vanoggend om te sê, Here, ek het nodig om 'n ontmoeting met U te hê, dat ek gevul sal wees deur die Heilige Gees. En as jy gevul is deur die Heilige Gees, wonderlik. Maar as jy nog nie gevul is met die Heilige Gees, en jy voel jy het nie eens die vrymoedigheid om mense na Jesus toe te lei, of oor Jesus te praat nie, dan weet jy het eintlik die krag nodig. Is dit so? Amen? En ek wil hê jy moet vanoggend net vrymoedigheid gebruik, om hier vorentoe te stap, of net een tree uit te stap in die paadjie, een tree vorentoe te stap en sê, Here, ek stap vorentoe, ek gee net 'n tree vorentoe. Want ek het 'n begeerte om te sien hoe ons dorp rooi geverf word deur mense wat vrymoedig is en met vrymoedigheid die evangelie sal bring om wonders en tekens te doen waar ek myself bevind. Amen. Wil jy dit doen? Kom ons stap vorentoe. En ek wil hê, kom ons bid vir jou. As jy siek is vanmôre, stap vorentoe. As jy voel jy het die vrymoedigheid nodig, kom stap vorentoe. Ons gaan bid ons vir jou. Moenie bekommerd wees vanoggend nie. En gryp daai ding. Sê, Here, ek vat vanoggend daai vrymoedigheid. Ek is moeg om so passief te wees in die koninkryk. Dankie Vader, dankie Vader. Kom ons stap vorentoe en daar waar jy is, staan in die paadjie of iets ergens, beweeg net een stoel vorentoe of agtertoe of iets. Sê, Here, ek beweeg in geloof. Vat ek dit vanoggend. Dankie Vader. Dankie Vader. Thank you Lord, thank you Lord. As jy krag nodig het, steek jou hand op ten minste. Sê, Here, ek soek daai krag. Ek het krag nodig van die Heilige Gees. Dankie Vader. Vader, ek bid vanmôre in die naam van Jesus, dat U elkeen sal vul met die Gees van God, dat elkeen vervulling van die Heilige Gees sal beleef en ervaar, nie net in mentale te praat nie, maar met U woord met vrymoedigheid te spreek, waar hulle self bevind, in die naam van Jesus. Dankie Vader, jy wat daar so staan en jy het al jou taal gekry en jy kan in tale praat bietjie in jou taal, net daar waar jy is. Praat bietjie in taal. As jy dit nog nie ontvang het nie, moenie bekommerd wees nie, jy gaan dit kry. As jy begeerte daarvoor het, kan die Here te veel gee. Dankie Vader. Kiranaka suturunako shitina, karanaka suturunako shitina. Here, U het in die woord toe daai Heilige Gees uitgestort het, dat mense in verskillende tale gepraat. Dankie Vader, dankie dat mense is gevul met die Heilige Gees, het met vrymoedigheid uitgegaan. Kiranaka suturunako shitina, karanaka suturunako shitina. Koronako shitina, karanaka suturunako. Is iemand met jou linkerbeen, jy het 'n probleem met jou linkerbeen. Is daar so iemand? Jy het ergens hier so 'n geweldige pyn of iets in jou linkerbeen. Is daar iemand? Steek net jou hand, ons gaan net vir jou bid, is al. Het jy 'n probleem met jou been? Okay. Linker en regterkant. Sit net vir ons net daar, ons gaan vir jou bid. Ek 'n dame kry net vir haar te bid hierso. Maureen, om bid gou net vir haar hierso vir haar bene en ek soek nou sommer want Lisa staan sommer saam met haar. Is iemand wat siek is vanmôre wat jy voel maar ek het God nodig, ek het God se krag nodig om genesing te kry. Dan bid ons sommer vir jou. Ons is hier. Dis vandag Pinksterdag en ons herdenk Pinksterdag. Dis wat die Here kom doen het. Okay, hy staan vir sy seun vir asma. Kan
kan ek vir iemand kry, Johan, kan ek jou vra om sommer vir hom te kom bid? Sy seun het asma. Is daar nog iemand wat siek is hierso? Is daar nog iemand? Jou regteroor, iemand met 'n regteroor wat asof hy iets is nie lekker daar nie. So ek weet nie of hy heeltyd 'n sinus het nie of toe is nie. Die regteroor, jy sukkel daarmee. Is daar iemand? Moenie bang wees nie, ons gaan nou niks snaaks doen nie. Dankie Vader, ek kan sommer vir hom bid. Vader, dankie dat U hierdie manne, jong manne oprig, Vader, in die naam van Jesus, hulle vul met die Heilige Gees en met krag, dat hy met vrymoedigheid die evangelie sal verkondig in die naam van Jesus. Vader, ek dankie Here dat hulle nie net sal gediskwalifiseer staan nie en sê ek is te jonk nie. Here, maar dankie dat hulle oprig soos Jeremia. Here, dat hulle sal doen wat U wil hê hulle moet doen in die naam van Jesus. Dankie Vader, dankie dat julle met die geeskrag van God kom toerus vanoggend. Here, dankie vir Paul, Here, dankie dat U hom versterk vandag. Here, waar hy gevoel het, hy is gediskwalifiseer, hy het homself gediskwalifiseer. Maar Vader, ek bid vanmôre, Here, dat U hom sal kom versterk. Dankie dat U hom sy lippe kom aanraak, Here, met 'n kool van vuur, deur die krag van die Heilige Gees, in die naam van Jesus. Dankie Vader, in die naam van Jesus. Dankie Vader, Karanaka Suturunukushitina, Karanaka Suturunukushitina, Karanaka Suturunukushitina. Dankie Vader, dankie Vader, dankie Vader. Dankie vir die jong manne, jong dames, jong mense, Here. Ek bid vir jong Christene in die naam van Jesus. Dankie Vader, in die naam van Jesus. Dankie Vader, Here, dankie dat U net vanoggend ons kom versterk. Ek wil net hê, kom ons draai bietjie twee na mekaar toe. Bid sommer, sit jou hand op iemand en sê, Here, dankie dat U hierdie persoon vul met die Heilige Gees. Here, dankie dat U hierdie persoon kom aanraak deur die Heilige Gees. Dankie Here dat U 'n verandering in hierdie persoon se lewe bring, dat hy nie onveranderd hier sal uitstap nie, maar dat sy iets in sy lewe sal gebeur. Dis waarvoor U gekom het, dis hoekom hy die Heilige Gees vir ons uitgestort het, in die naam van Jesus. Dankie Vader, dankie Vader. As jy voel jy is vasgevang deur tradisie, jy voel jy is vasgevang deur vrees en onkunde en alle goed, Here, ek dankie dat U mense se lewens omdraai vandag in Jesus naam. In Jesus naam, dankie Vader. Het sy gebed nodig? Jy kan sommer vir haar bid, hoor. Lê sommer vir hande op. Bid vir haar. Is daar nog iemand wat sommer saam met haar wil bid? Dankie Vader. Moenie loop nie, kom ons aanbid net die Here. Kom ons sing net die sang saam en as jy voel, jy wil net sommer hier vorentoe kom, jy wil net sommer op jou knie kom sit hier voor hierdie trappie. Kom doen dit. Gebruik die geleentheid. Sê Here, ek is hier om gevul te word met die Heilige Gees. Here, ek is hier om met vrymoedigheid weer op te staan. Dankie Vader, dankie Vader.